Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Skols, die leraar by NG Oudtshoorn Park. Baie welkom net daar waar jy is, op die radio, op Heartbeat TV of dalk op NG Park se YouTube kanaal. Dalk ry jy so langs die kus in jou voertuig en dan wil ons vanoggend jy saamgesels uit die woord uit. Net daar waar jy is, hartlik welkom. Ek groet jou in die naam van die opgestane Jesus. Hy is my verlosser en saligmaker. Ons praat vanoggend oor die tema, hy leef, want dis Paasnaweek en ons staan 'n oomblik stil by die kruisiging van Jesus en by die opstanding, want die graf is leeg. Vanoggend se teksgedeelte is Markus 16 vers 1 tot 8 en die tema is hy leef. Maar voordat ons nou so gaan saamlees uit die woord uit, kom ons vra dat die Here nou aan die woord sal kom. Ek is absoluut afhanklike stofmens en ek wil vra dat ons sal ingestel word op wat die Here vanoggend vir ons wil sê uit sy woord uit. Kom ons raak gefokus net daar waar jy is, bid saam met my. Heilige Here, ons loof U en ons prys U vanoggend. Ek kom in 'n absolute afhanklikheid en ek sê dankie Here dat daar 'n kruis was, dat U die sonde en die dood oorwin het, maar meer as dit, dat U opgestaan het uit die dood uit, dat die graf leeg is en dat U sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Here, dankie daarvoor dat die ewige lewe vir ons moontlik is en dat U daai versoening bewerkstellig het tussen God en mens Jesus. Dankie Jesus. Dankie daarvoor dat dit 'n volkomme versoening is en dat ons absoluut vrygekoop is deur U bloed. Here, dankie dat U met U liggaam gebreek het, dat U bloed gevloei het en dat ons kan weet dat ons nou die lewe saam met U leef, die lewe in oorvloed. Ek kom bid vir elke boetie en sussie wat luister, wat kyk, wat inskakel vandag. Mag hulle net bewus raak in hierdie Paasnaweek van U liefde, U teenwoordigheid, maar mag ons ook die oproep hoor om gehoorsaam te gaan leef. Manne en vroue van U woord te wees. U genade is vir ons genoeg. Ek prys U daarvoor. Here, spreek nou, gebruik ook my as 'n nederige instrument en laat U aan die woord kom en laat U al die eer ook sal kry. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons in Markus 16 van Jesus wat opgestaan het. Markus 16 vers 1 tot 8. Julle kan saam met my lees. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre, baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle, julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Luister mooi wat sê hy vir hulle, moenie skrik nie, want Jesus is uit die dood opgewek. Prys die Here. Dan staan daar verder in vers 6, hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders daarvan gesê nie, want hulle was bang. Hulle het met ander woorde uit die grafkamer uitgegaan, sê die Grieks. Hulle het weggehardloop van bewing en verbasing, het hulle beetgepak en hulle is met ontzag vervul met dit wat hulle nou net beleef het. Tot sover die skriflesing, mag ons die woord van die Here hoor. Ons vier vandag nie net 'n graf wat
daar gestel is nie. Ons vier ook nie net 'n kruis wat daar staan nie, maar ons vier 'n Jesus Christus, wat ons verlosser en saligmaker is, wat vir ons aan 'n kruishout gesterf het. Meer as dit, die graf is nie net 'n graf nie, dis nie net 'n klip wat weggerol word nie, maar die graf is leeg, want Jesus het die sonde en die dood oorwin, en hy het opgestaan uit die dood uit. Dis die kern van ons geloof. Dis die kern van wie ons as Christene is, om te sê, Jesus sterf vir ons en hy staan op en hy oorwin die sonde en die dood. Ek kan dink dat daar 'n stuk verwarring by die disippels was en vrees vir die toekoms. Wat nou? Hierdie Jesus wat hulle gevolg het, wat hulle aangehang het, agter wie hulle aanbeweeg het, vir wie hulle alles prys gegee het, hulle beroepe selfs prys gegee het en gevolg het, is nou dood. Wat maak ons? Hoe gaan ons hierdie ander mense in die oë kan kyk? Hoe gaan ons hierdie mense in die oë kyk wat hom gekruisig het? Wat gaan ons maak? Wat hou ons toekoms vir ons in? Want Jesus was ons alles en nou is hy dood. En dan hierdie Sondagmôre, dan kom hulle daar by die graf. En ons hoor dat Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop het, wat 'n algemene gebruik was om die liggame mee te gaan balsem. En as hulle daar kom, hierdie klip wat voor die graf was baie swaar en hulle het nogal gewonder, hoe gaan ons dit weggerol kry? Dan is dit reeds gedoen. En dan het hulle hierdie belewenis van vrees en skrik as hulle dan nou hierdie jong man sien sit aan die regterhand met die lang wit klere aan. Hulle het groot geskrik as hulle hierdie engel dan sou sien. Erg geskok deur wat hulle daar beleef, want waar's Jesus nou? Daar's so ontsag wat hulle vervul het, as hulle daar wegbeweeg. Verbasing en bewing, Jesus het opgestaan. Dit het gebeur, en dan gaan ons nou die verskynings van Jesus nog sien aan die disippels en aan almal, in die werklikheid van hy het opgestaan, die graf is leeg. Jy sien vriende, ons lees die kruisiging en ons verstaan dat Jesus vir ons gelei het, maar selfs wanneer ons nagmaal gebruik by die Paastyd en in ons Paasfeesvieringe, dan is dit 'n somber oomblik, maar tog ook 'n oomblik van danksegging. Dis ook 'n dankfees, want ons ken die uiteinde. As dit 'n storieboek was, sou ons gesê het, maar ons het al die laaste blaai van die storieboek gelees. Ons ken die boek en ons het die uiteinde gelees en die uiteinde is Jesus het opgestaan. Vriende, die harde werklikheid is net vanoggend, dis nie 'n storieboek nie, dis die waarheid. Jesus het die dood oorwin. Hy's nie net 'n karakter in 'n boek nie, maar hy's die werklike teenwoordige God. En as jy dit vanoggend kan snap en kan hoor, Jesus het opgestaan en jy glo dit, dan weet ek, jy sal lewe al sterwe jy ook. Dit sê Johannes 11, daar rondom vers 25. Hierdie verwarring en vrees gaan dan oor in vreugde, wanneer ons by opstanding Sondag kom. Die graf is leeg en daar wag ewe skielik vir ons 'n toekoms. Ek wil 3 punte vanoggend kortliks maak. En ek wil hê ons moet nou eers lees net in hoofstuk 15, 3 verse. In vers 37 van Markus 15 staan ons net 'n oomblik by die kruisiging stil. En ons hoor eers wat gebeur en ons sê dit op 'n goeie Vrydag en ons sê dit ook wanneer ons nagmaal hou. Die kruis is God se liefde in aksie. Dis die eerste punt. Die kruis is God se liefde in aksie. Kom ons hoor wat sê vers 37 Markus 15. Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo na onder middeldeur geskeur. En toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, hom die laaste asem so sien uitblaas het hy gesê, hierdie man was werklik die seun van God. En daar kry daai ou, daar reg voor die kruis, daai belewenis en ervaring, en hy besef dit en hy glo dit, hierdie man is werklik
die seun van God, toe hy daai belewenis en ervaring daar gekry het. God se liefde vir my en jou vriende word sigbaar gemaak deur sy seun aan 'n kruishout. En dit is vir my so belangrik dat ons dit moet hoor. Ek sien professor Johan se Lee skryf dit ook so, as hy sê die kruis is God se taal van liefde. Dit is nie logika nie, dit is liefde. En liefde gee tot die uiterste toe. Ek kan in my kop nie dink hoe het God sy enigste seun vir my en jou gegee nie. Dit maak net nie sin dat jy jou enigste seun sal opoffer nie, maar dis liefde en genade. Dis wat God doen uit liefde uit, omdat hy lief is vir ons. Hy doen dit uit liefde uit, juis omdat hy wil hê, jy moenie verlore gaan nie. En daai absolute opoffering wat hy kom doen het, die Griekse woord sê daar in Filippense ook, dat hy die gestalte van 'n slaaf aangeneem het, doulos. Hy het mens geword, hy het onder ons kom woon en hy het ons kom dien tot die dood toe, die dood aan die kruis. Hy kom doen dit vir my en jou. Dit gaan my verstand te bowe, ek verstaan dit nie. Want dit is God se liefde. Die taal van liefde in aksie. God het gesien, die mens gaan homself nie kan red nie. En dan gee hy sy seun, en sy seun kom sterf vir jou. Boetie en sussie, ek weet nie wat het jy in jou lewe al gedoen nie. Waarvandaan kom jy? Wat maak jy tans nie? Maar verstaan jy dat God vir jou lief is? So lief het God die wêreld gehad, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal kry. Glo jy? Glo jy dat Jesus vir jou gesterf het? Want dit roep my op om dankbaar te leef, om gehoorsaam te leef, om te sê, Here, ek wil reageer, ek wil my lewe 'n lewende en heilige offer vir U kom maak, Romeine 12. Here, ek wil dinge sê en dink en doen wat vir U goed en aanneemlik en reg is. Filippense, daai 2 vers 5, wat sê ons moet die dinge bedink wat Jesus gedink het. Ons moet dinge gaan doen, daai gesindheid moet in ons wees, wat ook in Jesus was. Daai dienende gesindheid. God se liefde in aksie is sy seun Jesus aan 'n kruishout. Hy verduur die lyding, en dit is die wil van God, dat dit sal gebeur, dat dit moet gebeur. Ek en jy moet dankbaar reageer op dit wat gebeur. Ons kan nie anders reageer nie, want ek en jy verdien eintlik die dood, en dan kry ons die lewe, danksy Jesus. Ons dink in ons koppe partykeer, maar ons verdien alles. Ons dink in ons koppe, maar ek verdien dit. Ek het goedheid en guns wat ek verdien, maar eintlik verdien ek dalk die dood. En om dan te verstaan, my sonde, alles word op Jesus geneem aan 'n kruishout daar op Golgotha. Die tweede punt wat ek vanoggend wil maak, as ons so skuif van die kruisiging, wil ek na die leë graf toe beweeg. Vriende, die leë graf is 'n nuwe begin vir die gebroke wêreld. Kom ons hoor dit ook vanoggend. Ja, die wêreld is gebroke. Ons leef tussen die dorings en die dussels. Maar kom ons hoor gou 'n bietjie mooi wat in Markus 16 vers 1 tot 6 eintlik staan. Hierdie vroue verwag die dood. Hulle verwag om 'n liggaam te gaan balsem, en dan kry hulle eintlik die lewe. 'n Engelse boodskap verander hulle. As hierdie engel met hulle praat, nou kom ons wees gou eerlik, ek en jy sal ook maar gespanne wees as ons ewe skielik nou 'n engel sien, en ons verwag Jesus se liggaam, en nou sien ons 'n engel, en daarom is hulle maar gespanne, en hulle is geskrik en bang en vrees, en hulle weet nie wat gebeur nou nie. Dis te veel vir hulle om te prosesseer op daai oomblik. Maar Jesus is nie meer in die graf nie. Hy het opgestaan. Jesus is nie meer daar nie. Dr. Stefan Joubert, bekende teoloog, skryf die volgende en sê, Jesus se opstanding is nie net 'n wonderwerk uit die verlede nie. Dit is 'n lewensveranderende werklikheid vir elke dag. Dit is 'n lewensveranderende werklikheid vir elke dag.
Ek het hoop vir vandag, want Jesus het opgestaan. Die graf is leeg. Ja, selfs my donkerste omstandighede, dan weet ek God is ook daar, op berge en in dale, ja, oral is my God. Selfs die dood het nie die finale antwoord in hierdie lewe nie, want daar's lewe na die dood. Paulus roep dit in 1 Korintiërs 15 ook uit, dood, waar is jou oorwinning? Waar is jou angel? Want Jesus het oorwin. Hy het die sonde en die dood reeds oorwin. En daarom het ek hoop. Ek het hoop vir die toekoms. Vriende, ons moet verstaan, ons is pelgrims wat op pad is deur hierdie tentwoning, op pad na die ewige lewe toe. En ek en jy is in hierdie tentwoning, is ons arbeiders wat in die wingerd besig is om te werk. En die Here roep ons en sê, doen. Julle moet gehoorsaam wees, julle moet lief hê. Daar's 'n klomp goed wat imperatiewe is. Gaan maak disippels, gaan na die nasies toe. Maak mense my disippels. Ons weet wat die woord sê. Kom ons gaan leef dit. In hierdie gebroke wêreld gaan leef ons God se liefde en sy genade vir ons uit elke dag. Want dit is absoluut net genade en liefde. Dankbaar wil ek reageer op die kruisiging vanoggend. Die graf is leeg. Die derde punt waarby ek so 'n oomblik wil stil staan, is in vers 7 en 8 van Markus 16. Daar staan, maar gaan sê vir die disippels, en in besonder vir Petrus. Onthou, ou Petrus was by 'n slegte plek gewees, waar hy 3 keer het hy Jesus teleurgestel in die haan wat gekraai het. 3 keer het hy Jesus ontken. 3 keer het hy gesê, maar ek weet nie, maar dis die man waarop die kerk gebou word, die rots, die pilaar, en daar gaan nie die herstelde verhouding tussen Jesus en hom ook kom, want God is nog nie klaar met hom nie. God is nog nie klaar met jou nie. God het 'n plan vir jou lewe, vir jou toekoms, vir die dinge wat wag. Sy skepingsdoel met jou, sy roeping vir jou, daar waar hy jou geplaas het, in jou besigheid, op die plaas, in jou werk, tussen jou mense, jou familie. Die Here is in besonder besig met jou. En dan staan daar, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Want hy het gesê hy gaan opstaan. En hy het. Hy staan op en hy oorwin alles wat duisternis is. Hy oorwin die dood, die Satan, die sonde. En daar wag vir ons 'n ewige lewe. Die opstanding bring nie net 'n troos nie, vriende, maar dit bring ook vir ons 'n roeping. Die vrouens word gestuur. Daar's 'n beweging wat God van ons vra. Gaan na die nasies toe. Gaan. Die arbeiders is min, die oes is groot. Kom, ons moet werk, ons moet aan die gang kom. Ons word gestuur om die saad te gaan saai, die goeie saad te gaan saai, om die goeie nuus te gaan deel met 'n wêreld daar buite. Selfs hulle vrees word deur die Gees oorkom. Selfs hulle vrees word omgesit in ontzag vir God, die goedheid en die grootheid van wie God is. Dr. Nico Botha, die missioloog, skryf die volgende en hy sê, opstanding beteken nie teruggaan na die ou lewe nie. Dit is 'n roeping tot sending, om die wêreld met nuwe oë te sien. Die opstanding beteken nie teruggaan na ons ou lewe toe nie, want dadelik kon die disippels gedink het, kom ons gaan vang maar weer vis. Hulle wou dit ook doen en sê, maar kom ons gaan doen maar dit wat vir ons bekend is. Kom ons gaan maar weer terug na ons ou weë toe, want nou is Jesus weg. Nee. Jesus leef en hy staan op. En daarom is ek en jy vir altyd verander. Ons kan nie teruggaan na ons ou weë as ons harte vir die Here gegee het nie. As jy tot bekering gekom het, as daar 'n wedergeboorte in jou lewe was, kan jy nie weer teruggaan en die ou mens dinge gaan doen nie. Jy's mos nou nuut gemaak, vrygekoop. Laat staan daar die sonde. Dalk is dit nodig om in hierdie Paasnaweek weer by die nagmaal stil te staan en jou sonde te bely. Jou afhanklikheid van God en sê, Here, ek gaan nie na die ou lewe toe teruggaan nie.
Ja, Here, dankie dat U my kom vryspreek het. Ek wil nou my roeping opneem en dit ernstig gaan uitleef. Dis 'n roeping tot sending, om die wêreld met nuwe oë te sien, om deur Jesus se oë na mense te kyk, om hulle te vergewe, om vir hulle lief te wees, om genade vir hulle te gaan uitdeel. Ons word geroep om 'n opstandingsmens te wees. Ek en jy word geroep om in 2025 'n opstandingsmens te wees. Dat ons met hoop, met liefde en in die waarheid sal leef. As manne en vroue van die waarheid, die woord van God. Dat ons lewende getuies van die lewende Christus sal gaan wees in 'n wêreld wat dit nodig het. Vriende, Paasfees is nie net 'n herdenking nie. Dis 'n beweging van God om in ons wêreld in te kom weer in 2025 en in ons lewens weer 'n werklikheid te word en te sê, my kind, onthou, ek is God. Ek wil dit so duidelik omstel, dis nie net 'n herinnering nie. Jesus is nie net 'n herinnering nie, maar hy's 'n kragtige teenwoordigheid. 'n Herinnering kan vervaag partykeer, maar Jesus nie. Hy is teenwoordig in ons lewens. Paasfees is nie net 'n herdenking nie, dit is 'n beweging van God in ons wêreld in. Ek sluit af. Jy kan uit elke moeras uit opstaan waarin jy jouself bevind. Hoekom? Want Jesus het opgestaan. My krag is in die opgestane Jesus. Maak nie saak hoe dit gaan in jou lewe nie, of jy jouself in 'n moeras of in 'n nes bevind en dit gaan sleg met jou nie. Jesus is die antwoord. Hy het hoop vir jou en hy is lief vir jou. Die tweede ding wat ek vanoggend vir jou wil sê is, as ek saamvat in die slot, Jesus stap 24 uur elke dag saam met my. God is nie net sekere tye teenwoordig en dan is hy weg nie. Koram duie ons lewe voor die aangesig van God. Hy's altyd teenwoordig in my lewens. En daar op my hoogste plekke, maar ook by my seerste sere en in my laagste punte in my lewe. Ja, daar's God teenwoordig. Of ek by 'n oop graf staan en 'n geliefde aan die dood afgestaan het, of dit baie goed met my gaan, of ek sukkel met gesondheid of depressie, of my finansies nie op 'n goeie plek is nie. God is altyd teenwoordig. En hy weet wat in jou lewe aan die gang is. Gee oor, surrender. En sê, Here, ek het U nodig. Vader, kom wys U vir my. Breek dit vir my oop. Wys U vir my die toekoms. Maar Here, ek kan nie die toekoms instap as ek dit nie saam met U instap nie. Hand aan hand gaan ek hierdie lewe in. En ek weet God is 24 uur teenwoordig. Vriende, die derde en die laaste punt. Jesus is nie 'n karakter in 'n boek nie. As ons dit hierdie Paasnaweek dink, dan dink ons verkeerd. Nee, Jesus is die lewende teenwoordigheid. Hy's nie net 'n karakter in 'n boek nie. Hy's die lewende teenwoordigheid. Hy's nie net nog 'n storie nie, maar hy's werklik die opgestane Christus. As jy dit kan hoor vanoggend, as jy dit kan glo met jou hele hart, siel en verstand, vriende, die ewige lewe wag vir jou. Kom ons leef in ons tentwoning, daar waar die Here ons geplaas het, voluit vir die Here. Kom ons wees lewende getuies. Kom ons wees hoopagente, wat vir mense gaan vertel van Jesus. Kom ons gaan en getuig. Gaan. Here, dankie dat U my stuur. Ek gaan dit doen, want ek is lief vir U. Ek doen dit uit dankbaarheid uit. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend net weer die Paasnaweek boodskap kon hoor. Dat daar 'n kruis was. Dat U aan 'n kruishout gaan sterf het, Jesus. Dat U verneder is. Dat U al die lyding en pyn wat ons moes gekry het, wat ons verdien het U op U geneem, Jesus. U het vir ons gesterf.
die grootste vernedering in antieke kultuurgeskiedenis, waar misdadigers aan 'n kruishout gehang het. U wat sonder sonde was, Jesus. U sterf vir ons, sodat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed, sê Johannes 10 vers 10. Dankie Jesus. Dankie dat dit nie net gebly het by die kruis nie, maar dat u ook die sonde en die dood oorwin het en dat die graf leeg is. Die graf is leeg. Jesus, u het opgestaan. En daarom weet ek, Here, tetelestai, dit is volbring. Dit is absoluut volbring, want u het u werk hier in die tentwoning volbring. En nou leef ons in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Want Here, u los ons nooit alleen nie. U stort die Gees op ons uit. Dankie Jesus. Dankie dat ek kan weet, u is by ons al die dae tot die volëinding van die wêreld. En laat ek nou hand aan hand met vrede die toekoms kan instap, want ek het hoop. My hoop is in die opgestane Jesus. Here, dankie. Dankie dat ons nou kan weet, maak nie saak hoe lyk my lewe, of ek in 'n moeras sit, of ek vrese of bekommernisse of siekte het, of dinge, daar uitdagings is wat so groot vir my lyk, dat ek nie meer weet hoe vorentoe nie. Here, ek kan net aan u vashou, want u het klaar die lewe in u handpalm. Ja Here, u is klaar in die dag van môre. U is die God wat was, wat is en sal wees. U weet reeds die paaie van my lewe. En daarom, Vader, loop ek in absolute vrede, hand aan hand, tree vir tree, saam met u nou die toekoms in. Ek bid dit vir Boetie en Sissie. Laat hulle hierdie naweek, Here, daai vrede sal beleef wat Paulus daar in die tronk beleef het in Filippense. 'n Vrede wat van bo afkom. Wees bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Dankie Jesus. Ek loof u tot in alle ewigheid. En dankie Here, dat ons in hierdie naweek kan stil staan met die wete. Daar's hoop. Daar's altyd hoop. Ek loof u daarvoor. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle ingeskakel het. 'n Geseënde Paasfees en Paasnaweek vir julle. Mag julle God se liefde en nabyheid beleef. Amen.